Here, ons kom vanoggend in nederige afhanklikheid voor U staan. Ons kom bid, Here, dat U hier saam met ons sal wees, dat U ons hand sal kom vat, dat U ons deur hierdie dag sal lei, dat U deur U Gees en woord in ons harte sal werk, dat ons iets van U heerlikheid sal aanskou. Want Here, in hierdie deur mekaar wêreld het ons nodig om weer herinner te word aan U grootheid, sodat ons nie oorweldig word deur al die negatiewe en slegte goed wat om ons gebeur nie. Maar tog, Here, wil ons ook vir daardie mense intree wat deur absolute hel gaan. Ek bid vir die leiers wat hierdie besluite neem, Here, na alle kante toe. Wil U nie in hulle harte werk deur U Gees en iets nuuts in hulle tot stand bring nie, sodat ons die vrede wat U graag in hierdie wêreld tot stand wil bring, kan begin sien, kan ervaar. Ek bid vir daardie mense wat in daardie lande woon waar hierdie oorlog plaasvind, waar daar op hierdie oomblikke missiele en bomme op hulle neerval. Ek bid, Here, dat U met hulle sal wees, dat U hulle veilig sal probeer hou, Here. Dat U 'n stuk kalmte en vrede in hulle harte sal bring. En Here, dat U dalk ook hierdie geleentheid sal gebruik om in hulle harte, in hulle lewens, U self aan hulle bekend te maak as die Here van alle Here. Ek bid, Here, vir Greytown gemeente wat in die proses is om te beroep. Dit kan partykeer 'n baie moeilike keuse wees, Here, as dit vanuit ons eie gees moet gebeur. Daarom bid ons dat U Gees hulle sal lei en sal help om duidelik te besin wie die regte persoon is. Wys hom of haar vir hulle uit, Here, sodat hulle geen twyfel sal hê. Ek bid vir hulle wat op ons voorbiddingslysie is, Here, lang lysie, aan 'n gesin en 'n familie wat gister 'n geliefde aan die dood begrawe het en gisteraand een aan die dood afgestaan het. Die hartseer en die verlies wat daarmee saamgaan. Wees met hulle, Here. Wees met hulle wat met hulle gesondheid 'n innige stryd het, wat daagliks dalk selfs beleef hoe die ou lyf net nie meer wil nie. Raak hulle aan in U liefde en in U genade. Kerkraad, Here, het verlede week onder U leiding 2 mense verkies tot die kerkraad. Ons wil graag vir hulle ook bid, sodat wanneer hulle besluit, hulle duidelik U stem sou gehoor het, om ja of nee te kan sê. Die verband dra ons vir Kokkie en vir Doretta Swanepoel aan U op. Mag U hulle in alle wysheid en nugterheid lei, Here. Ek bid ook vir Elmarie en Johannes wat eerskomende naweek die August gaan ry en dis ook maar 'n moeilike ding, veral as die wind waai, Here. Wees met hulle, mag dit hulle veilig die roete deurgaan en mag dit uiteindelik, Here, tot U verheerliking
en eer wees, alles. Dankie Here dat ons voor U kan kom staan. Ons is maar net bedelaars, met oop hande, kom staan ons voor U, vir U goedheid, wat mildelik en oorvloedig in en deur ons lewens vloei, Here. Met dankbaarheid. Amen. Ons volgende teksgedeelte is weer uit Romeine uit. Ons het verlede week die eerste 4 verse gedoen. Vandag beweeg ons aan, ons doen verse 5 tot 11. Vry deur die Gees. Kom ons lees. Wat is dit nou met my? Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die wat hulle deur hul sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Hulle word egter nie deur hulle sondige natuur beheers nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees. Want die Gees van God woon in julle. As iemand deur die Gees van Christus, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is, as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie julle uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees, wat in julle woon. Ek weet nie, miskien sal julle kan onthou, ek dink ons almal sal dalk baie bekend wees met Queen, die popgroep, Freddie Mercury. Nou is nie, sy musiek is nou nie geestelik nie, so ek sal nie so ver gaan nie, maar hulle het 'n liedjie gesing, wat my nogal 'n bietjie aan die dink gesit het. Dis 'n lied wat die tema lied was van die fliek The Highlander, spesifiek vir daai fliek geskryf. Die titel van die lied is Who Wants to Live Forever? Goeie vraag, né? Who wants to live forever? Ek dink die kort antwoord daarop uit my bietjie lewenservaring is een woord: almal. Almal. Tot op jou siekbed, jou doodsbed, stry en veg jy om te lewe. Ek het dit oor en oor al gesien. Wat sleg is hoe vinnig die liefde en die lewe by ons verbygaan. Who wants to live forever? Dalk moet ons die vraag 'n bietjie anders stel. Dalk is dit 'n verkeerde vraag om vir mekaar te vra. Dalk moet ons sê, hoe kan ons vir ewig lewe? Hoe?
In 'n sin is dit tog maar wat ons almal op een of ander wyse in ons lewens probeer doen, naamlik om uiteindelik vir ewig te kan leef. Wat is die formule wat ons nodig het om dit reg te kry? Die Fariseërs, vir wie Jesus baie keer geskryf het en waarvan hy aanvanklik 'n baie goeie voorbeeld was, sy plan om uiteindelik by die ewige lewe uit te kom was om die wet na te kom en dit nog strenger te maak, sodat hulle uiteindelik darm binne die wet kon bly, sodat hulle darm tog die ewige lewe kon kry. Soos hulle gesê het, op 'n Sabbat mag jy net 100 tree loop, het die Fariseërs gesê, nee, 50. Want dan weet ons maak nie fout nie. Dan weet ons doen reg. En in baie opsigte is ons as Christene ook nie baie keer anders as hierdie Fariseërs nie. In die sin dat ons baie keer glo dat die goeie dinge wat ons doen, die goeie dade, en natuurlik is hulle goed en belangrik, maar dat dit die manier is hoe ons die ewige lewe kan kry. Daar was al in die kerk hoeveel boekies geskryf, hoeveel traktaatjies uitgedeel, 7 stappe tot die ewigheid, 10 stappe tot heiligheid. Alles paadjies, maniertjies, waarop ons vir mekaar eintlik probeer help het om te sê, so kan jy by die hemel uitkom, so kan jy die ewige lewe kry. Daar was 'n tyd in die kerk waar alles 'n ewel was. Dans, noem het op, is een van die bekendstes. Hoekom? Want ons was bang ons gaan die hemel mis. Ons werk ons wiele van ons voete af om wat reg te kry. Nie net om vir onsself te sorg of ons ou dag nie, maar om iets na te laat. Om op 'n manier iets agter te laat sodat jy onthou kan word. Wat is dit anders as om te probeer om vir ewig te lewe? Jy wil in jou kinders voortleef. Jy wil met dit wat jy bereik het in die lewe, wil jy voortleef vir ewig. En dan is daar nou nog die wetenskaplikes wat met allerlei grand planne kom, nê? Verjongingskure, roompies, sappies en allerlei snaakse dinge. En dan is daar nog die ouens wat jou vries vir daai tyd wanneer die wetenskap ver genoeg is dat jy weer kan lewe. Jou brein oorgeplant kan word. Waarom doen ons dit? Want ons wil vir ewig lewe. Weet julle wat is hartseer? Dat al hierdie pogings van ons uiteindelik net tot een ding lei, en dit is 'n mislukking. En die oomblik wanneer dit tot 'n mislukking lei, dit nie uitwerk nie, dan bring dit by my en by jou die gevoel dat ek en jy vir God nie goed genoeg is nie. Hy kan ons nie lief hê nie, want kyk hoe faal ons om elke liewe dag. Ons kry dit nie reg om so te leef dat ons vir ewig kan lewe nie. Romeine 8 wil juis ons van hierdie obsessie, wil ek amper sê, kom vrymaak. Romeine, die teks wat ons gelees het juis vanoggend, sê ons is vry. En later in Galasiërs, en ons sal nog daaroor praat, vriende, sal Paulus so ver gaan as om te sê, dat die heel belangrikste ding vir 'n gelowige, en die mees ononderhandelbare waarheid rondom Christendom, is ons vryheid.
Ons sal nog daarby kom. Vryheid. Wanneer ons hierdie vryheid wat God ons skenk, omarm, neem ons die eerste tree in 'n sekere sin na die ewige lewe wat hy beloof. 'n Lewe wat vry is van daardie mag wat sonde oor ons lewe gehad het, wat 'n wettiese ingesteldheid op ons geloof en ons verhouding met die Here het. Maar as ons dit nie doen nie, word ons vryheid, wat ons reeds ontvang het, net weer 'n nuwe tronk. En hoe gebeur dit? Paulus waarsku in hoofstuk 5 van Romeine, sê hy, vriende, moenie julle vryheid, so julle het vryheid, moenie julle vryheid misbruik om sonde te doen nie. En dan gaan hy aan, ek dink in hoofstuk 6, sê hy, ja, die ouens het geredeneer, maar ek moet net al hoe meer sonde doen, want dan is God se genade al hoe groter en groter en groter. Want ek het mos nou die vryheid om te doen wat ek wil, en ek kan leef soos wat ek wil. Daai vryheid bring my net weer by verslawing uit. Daai vryheid is soos 'n mirage in die woestyn. Jy kom nooit daaruit nie. Vriende, vryheid is 'n geskenk gegee deur die Vader in sy liefde, toe hy Jesus Christus, sy enigste seun, vir ons gegee het as offer aan die kruis, en hy die Heilige Gees in ons harte uitgestort het, wat vir ons die lewe kom gee het. Dieselfde lewewekkende krag wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, is dieselfde lewewekkende krag wat aan my en jou die ewige lewe waarborg. Enigiets anders is 'n namaaksel. Kom ons sê dit vir mekaar. Ek wil amper sê enigiets anders is 'n cheap fake, made in China, in 'n sekere sin. Die Heilige Gees maak my en jou vry, sodat ons kan fokus op Christus. Hy maak ons vry, sodat hy ons kan vernuwe, al hoe meer na die beeld van sy seun. Hy maak ons vry, sodat ons God kan dien. Hy maak ons vry, sodat ons van hierdie wonderlike, pragtige planeet wat hy ons gegee het, goeie rentmeesters kan wees. Wat dit oppas en omsien daarna. Hy maak ons vry, sodat ons God se beeld kan wees. Wat hy bedoel het ons moet word en wees. Sy verteenwoordigers hier op aarde te wees. En wat is ons aandeel? 0. Niks. Ek en jy kan niks doen om hierdie vryheid te verdien. Maar daar is ook 'n koste aan hierdie vryheid vir my en jou. Dit moet ek ook vir julle sê. Want jy sien, die oomblik wanneer hierdie vryheid nuwe lewe in jou begin wek, dan draai jy die rug op dit wat nog verkeerd is in jou lewe. Dan draai jy die rug en jy's bære een kant. Jy gooi weg, jy verbrand, jy maak klaar met die goed wat jy weet teen God se wil is.
Dit gaan nie oornag gebeur nie. Dis 'n proses. Want ek en jy is, soos die Engels sê, creatures of habit. Dit gaan dalk my kos dat ek nie meer vriende is met sekere mense nie. Matteus het geskryf dat Jesus iewers gesê het, as jy nie bereid is om jou ma en pa te los, jou familie te los, jou rug op hulle te dra, die prys te betaal om hulle, die naaste wat jou liefhet, op hulle die rug te keer ter wille van Christus nie, is nie werd om my te volg nie. Harde woorde. Dit gaan 'n stryd wees. Vers 10 herinner ons daaraan dat ons in Christus is. En daai in Christus beteken letterlik, vriende, dat ons nie langs Christus staan nie. Maar wanneer ons deur die Gees vrygemaak is, dan is ons in Christus. Ons het saam met hom gesterf aan die kruis, ons het saam met hom begrawe, ons is saam met hom uit die dood uit opgewek tot nuwe lewe. Dis asof dit ek en jy was. En ek en jy is nou nog in Christus, en dan leef ons in Christus, en dan leef ons met die oriëntasie wat die Heilige Gees vir ons gee, met dade van liefde en diens aan God en aan ander. Nie om die ewige lewe te kry nie, maar omdat ek dit reeds het. Dis nie 'n intellektuele ding hierdie nie. Dis nie 'n reg en verkeerd ding nie. Dis ook nie kosmeties nie. Dis nie soos lipstifie wat ek aansit en dan sit ek nou 'n Christen nie. En dan is ek vry nie. Dis nie iets wat eendag gebeur nie. Jy het dit nou. Die Gees van die Here is in jou nou. En die volheid daarvan sal kom die dag as die Here terugkom en alles nuut maak. Ek weet nie van julle nie, vriende. Ek kan maar net vir myself praat. Ek het nodig dat die Heilige Gees se ingrypende verandering in my lewe sal gebeur. Ek het nodig om te besef dat hierdie verandering 'n baie pynlike proses is. Want ek moet dit wat vir my bekend is agterlaat. Ek moet dit wat vir my voorheen belangrik was los. Om dit wat vir God belangrik is op te neem. Die vraag wat ek in my gemoed mee rondloop is hierdie: is ek bereid om alles op die spel te plaas? Daardie vraag. Dis 'n daaglikse keuse. 'n doelbewuste keuse teen die sondige magte in ons wêreld en lewe. Ek moet doelbewus hierdie sonde elke liewe dag aflê, sodat ek God kan omhels in sy genadige liefde en die vryheid wat hy reeds gegee het. Dis 'n tawe ene. Hy hou my wakker. Hou wonder daaroor. Amen. Here,
Wat moet ons sê? Anders as wat ons kan sê met gebroke, eenvoudige, menslike taal, simbolietjies wat eintlik nie alles kan sê nie. Dankie Here. Dankie dat U reeds hierdie proses in elke een van ons begin het. Dankie dat ons dit weet en dat ons hier kan wees vanoggend om herinner te word uit U woord dat dit so is.